Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Amen, amen. Hoe lekker is dit nou? Nuwe kwartaal, nuwe boek. Lekker is dit nou, né? So, ek hoop julle is reg vir die boek van Matteus. Ons gaan vanaand, ek die wonderlike voorreg om die verveligste deel van Matteus te doen. Die bloedlyn, of die, ek gaan nou nie 'n anglisisme gebruik nie, ons gebruik die bloedlyn van Jesus Christus. Volgens die boek van Matteus, maar ons gaan so 'n bietjie agtergrond gee oor die 4 evangelies, kyk hoe pas die evangelies in mekaar in, hoekom is daar 4 evangelies geskryf, wat beteken evangelie, al daai goed, en dan gaan ons na die bloedlyn kyk. Dan volgende week sal Tinus dan Matteus 2 doen, en so gaan ons aan Jonathan Matteus 3. So, voor ek begin, gaan ek vir ons bid, dan vat ons dit van daar af. Vader, ek loof en prys die naam vanaand, baie dankie vir die wonderlike voorreg, om vanaand oor u woord te kan praat. Here, u woord is heilig, u woord is reg. Vader, ons is lief vir u woord. U sê in Johannes 10 vers 35, u woord kan nie gebreek word nie. Psalm 138 vers 2, u het u woord bo u eie naam gesit. Vader, ons eer u daarvoor. Dankie Here. Amen. Ek hou van Johannes 10:35. The scripture, your word, Jesus cannot be broken. Baie mooi, ek proklameer dit elke dag van my lewe oor God se woord. The scripture, your word, Jesus, cannot be broken. En laat geen mens vir jou die skrif breek nie. Nee? Dit moet oopgebreek word, maar nie breek het jy nie meer dan glo nie. En ongelukkig gebeur dit met baie mense, dat hulle naderhand so slim raak, dat hulle naderhand nie meer die woord glo nie. Alright, so Matteus, daar het ek 'n prentjie van hom gekry, dis hoe hy gelyk het. Ek spot, nee, niemand weet nie. Hierdie is seker 600 jaar na sy dood, is dit hierdie geteken of wat ook al. Maar ja, ek hou altyd van so dramatiese prentjie. Alright, kom ons begin hierso. Die 4 evangelies. So daar's 4. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Kom ons lees bietjie. Die 4 evangelies is die naaste wat ons het as 'n biografie van Jesus, wat sy lewe, bediening, dood en opstanding dek. Alright. Wat is 'n evangelie? Wel, die naaste woord in ons taal is 'n nuusbulletin. Is 'n berig. Daai tyd moet julle onthou, het 'n groot ongeluk gebeur, en ek praat nou so daar, leer die Here my baie meer van dit met ons Bybel. Ons Bybel was ongelukkig deur 2 pause, 2 lelike goed gedoen met die Bybel. Dis opgedeel in hoofstukke en paragrawe, in teksverse. Dit was nooit so nie. 'n brief was geskryf as 'n brief. Dit was nie opgedeel in teksverse nie. Alright, so nou vandag het ons teksvers Christene geword. Ons kan goed heeltemal uit konteks uit gebruik. Wat ook goed is, ek sê altyd vir mense, as ons die Bybel bestudeer, dis ook vir jou persoonlik geskryf. As Jesus vir jou 'n teksvers gee, kan jy dit jou eie maak. Maar dit maak 'n probleem, so byvoorbeeld een, kom ek lees vir julle, ek het hom gisterand ook gebruik met die bid in die dorp. Maak gou hier toe, dan maak ons daar oop. Ek raak nou oulik met al die tegnologie. Kom ons gaan in die Afrikaanse Bybel toe. Matteus, so is nou by Matteus 18 vers 20, dink ek is dit. Ja. Ons gebruik hom lekker uit konteks uit. Kom ek lees hom gou vir jou. Want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Almal gebruik hom, julle het hom baie gehoor, né? Alright, het jy geweet as jy op die eie hier staan as God ook hier? Hy het ons gesê, as jy nooit begewe, nooit verlaat nie. Hy het gesê, Johannes 14, hy sal jou nie as 'n weeskind los nie, en as jy sy woord bewaar, sy binne in jou kom bly. So wat beteken hier? Kom ons kyk wat beteken in konteks. Vers 19. Weer sê ek vir julle, Jesus praat. As 2 van julle saamstem op die aarde oor enige saak, wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar sal ek wees. Waar 2 of 3 kan saamstem, is daar ontsettende krag. Dis eintlik wat dit beteken.
Dis hoekom 'n huwelik so belangrik is, waar 'n man en vrou in dieselfde juk trek as Christene. Ek en my vrou saam kan stem, Here, ons bid oor ons finansies, ons soek 'n deurbraak in ons finansies. Vader, ons trek in dieselfde juk, ons stap saam 'n pad met die Here en ons albei is geonderwerp met Christus. Ek stap in my rol in as koning, priester, profeet in die huis en sy stap in haar rol in as die Eva in die huis. Wat 2 of 3 kan saamstem, maar nou kom die vyand, hy probeer altyd ons nie saamstem nie. Het jy al gesien in 'n huwelik? Ons wat nou getroud is. Sodra ek en my vrou daai jare wou saam bid, dan beklei ons sommer oor die nonsens. Want as haar beheer dan vanaand binneland te kyk en ek wou iets anders kyk. Sommer net 'n simpel voorbeeld, ons nou nie daar nie, maar ons altyd beklei. Ons kon net nooit saamstem nie. En nou selfs met die bid in die dorp, waar ons kerke wil wees, wat net wil saamstem, sal die vyand in alles in sy vermoë doen, ons nie saamstem nie. Want wat 2 of 3 kan saamstem, imagine 5 of 6, wat sy krag kan daar wees, maar die vyand wil heeltyd divisie veroorsaak. Selfs in die huwelik. So, dit het gebeur met ons Bybel. Kyk altyd na die konteks, is baie belangrik, maar ook kan God vir jou 'n teksvers gee wat joune kan word. Uit konteks uit, sommer die Ou Testament uit, waar ek met Jeremia gepraat het, kan ek met jou ook praat. So daar's nie fout daarmee nie, maar daar het baie verlore gegaan, omdat ons nie meer die konteks verstaan nie. Ek onthou nou, baie van julle wat nou in die weermag was, en ons in die polisie was, nou het jou meisie vir jou brief geskryf. Maar nou deel sy die brief vir jou in hoofstukke, paragrawe en tekste in. Vers 1, hallo, hoe gaan dit? Vers 2, hier is dit baie warm. Vers 3, reën het by julle ook. Nee, niemand skryf 'n brief so nie. En dis nou ongelukkig wat in ons Bybel gebeur het. Maar ook ons het hom nou so, en baie keer is die verdeling van die hoofstukke, sommer ou Paulus nog besig om te praat, gaan in die volgende hoofstuk toe. Verstaan jy? So, maar dis nou as jy nou begin die Bybelstudie nog net begin agterkom. Alright. So, dit nou alles gesê. Kom ons gaan terug na die 4 Evangelis toe. So dis 'n nuusbulletin. Dit was destyds geskryf sodat dit hardop gelees kan word vir die hoorders. Nou die eerste disippels het gegaan, daar was toe nou nog nie briewe geskryf nie. Hulle het uitgegaan en hierdie storie gaan vertel. Van Jerusalem af is hulle begin vervolg, hulle spat uit mekaar uit, hulle gaan in die known world in, op na Asië toe, Antiochië toe is die volgende kerk, want hulle vlug as hulle laas jaar saam mishandeling gedoen het. En hierdie ouens begin die gospel te versprei. Maar dit gaan by word of mouth. Daar's nog niks Bybels nie, nog net die Ou Testament. En die ouens het nie Ou Testament onder die arme gedra nie, jy kon nie, want dit was in papierusrolle geweest. So hierdie ouens gesê, hoorie, so ek's Matteus, ek was saam met Jesus. Ek hoor ek's Johannes, kom ek vertel vir jou. Maar naderhand het die Christene so baie geword, dat die ouens moes begin neerskryf. Ek meen, ons moet nou begin neerskryf wat het gebeur. En so het hulle het neergeskryf. En die ouens het begin oud word, begin doodgaan, en hulle kan nie doodgaan met hulle storie nie. Dis waarom die laaste evangelie wat geskryf was Johannes, en is na Openbaring geskryf, nadat hy op Patmos gevangene was, so hy was al stok oud. Toe vra Johannes, jy was daar. Vertel ons. Hy sê, ja, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord self was God. Moes so praat, man. Ja. Oom, vertel vir ons wat er daar by Globaan, by die slag van Globaan gebeur. O ja. Die ouens moes ek 'n storie vertel. Die Zulu, die impie daar oor die vlakte gekom, jy weet. En dis nou maar hoe die ouens dit gedoen het. En Lukas, ek meen, hy was nie eens daar nie. Hulle reken, ek gaan nou nie in daai dieptes in nie, maar hulle reken dat Paulus het gepraat en Lukas het geskryf. Alright. Dis wat hulle reken, ek kan dit nie sê nie, maar Lukas het hom geskryf. Ek gaan ook nie in daai ingaan dat hierdie Matteus nie die regte Matteus die tollenaar was nie. Maar ons glo dit was hy. Ons gaan nou nie daaraan, daar was baie teoloë wat sê nee, hy het bygekom, Markus was ook nie. Lukas weet ons was die dokter en Johannes weet ons was die disipel. Maar vir alle praktiese doeleindes kan ons nou sê hierdie Matteus is Matteus, die man wat saam met Jesus was, een van die 12 en Markus. Alright.
Kom ons gaan nou daarop in. Jy kan verdere studie gaan doen, en ons gaan nou nie daaroor hare kloof en beklei, hoor, en dit was nie regte Matteus nie, en ek dink dis net, maak mense maar net die mekaar, maar weet net, as hy nie die een van die 12 was nie, was hy definitief op alle hake. Ok, so, goed. Maar weet net, jy kan dalk daar buitekant, as jy jou Bybel begin bestudeer, en jy kom by plekke, sal iemand vir jou sê, maar daai was nou nie regte Matteus nie, dan moet dit nou nie die eerste keer as wie jy het hoor nie. Alright, maar gaan doen jou eie navorsing bietjie op dit. Goed. Die rede hoekom hulle geskryf was, is dat die bekeerlinge, ek wil net gou vir jou dit sê nou hierso, dit was destyds geskryf sodat hardop gelees kan word vir die hoorders. Dis vir my en jou ook voordelig indien ons die woord vir onsself en vir ander hardop lees. Hoekom? Ja, Romeine 10 vers 17. Want geloof kom uit die hoor en die gehoor van die woord van God. Hoor. Ons moet dit hoor. Soveel as moontlik, hoor. Alright. Is goed, lees vir jou kinders die Bybel. Ek het op 'n stadium dat ek my seuns, my dogter het altyd gelees, baie lekker. Toe gee ek nou vir Jan en Gibeon op beurt. Dan lees ons daai Bybel, dan kom hulle so. Hierdie gaan 'n lang hoofstuk wees, maar ek spot nou. Dan nou nie so erg nie, maar dan lees ek dit eerder. Alright, hulle moet maar net bykom op 'n stadium. Lyk my die kinders lees nie meer op skool nie, ek verstaan nie. Okay. Die rede hoekom hulle geskryf was, is dat die nuwe bekeerlinge so baie geword het, ek het nou vir julle gesê dat die disippels wat die nuus eerstehands oorgedra het, nie by almal kon uitkom nie. So is dan daar die evangelies geskryf in boekvorm, of dan nou nuusbulletin, of berig om die nuus van Jesus by almal uit te kry. Het julle gehoor? En hulle vertel die nuusbulletin. Alright. Hoekom is daar 4 evangelies? God het in al sy wysheid wou hê dat ons die storie van Jesus uit alle hoeke sou kon hoor en lees. Al die aangesigte van Jesus, ons gaan vanaand bietjie daarna kyk, hoeveel aangesigte is daar? Alright. So, nou hoor jy die storie net van een ouer al was. Maar nou gaan jy met al die aangesigte hoor. Byvoorbeeld, die foto van iemand wat tronk toe gaan, word mos so geneem, en so geneem, soos hulle hom op straat sien. Maar, ja, dis hy. Alright, nou sal ons met kameras, digitaal, né? Alright, hy vat hom met al die angles uit, as hierdie nuwe sci-fi movies kyk, maar dis nou al hier. Hulle vat jou, ja nee, daai krom neus, ons kan hom enige plek herken. Nee? En hy het hulle jou. Alright, en so het God in al sy wysheid vir jou God se storie uit al die angles uitgegooi. Hoe mooi is dit nie, né? Dit maak sin, of maak dit nie vir julle sin nie? Dit maak vir my sin. Alright, hoe verskil die 4 evangelies van mekaar? Wanneer 'n bekende persoon sterf, sê hulle, word daar gewoonlik wanneer daar iets oor die persoon geskryf word, vertel wat die persoon gedoen het. Eerste ding wat hulle doen. Daarna tweedens stel mense meer belang in wat die persoon gesê het. Derdens begin mense verby die dade en woorde kyk en stel meer belang in wie die persoon was. Alright. Baie interessant dat die 4 evangelies hierdie patroon volg. Markus wat eerste geskryf was, ek gaan nou vir jou sê, hoekom is hy ook tweede dan nou ingesit in die eerste nie. Markus wat eerste geskryf was, fokus baie op wat Jesus gedoen het. Dit is 'n baie kort boekie, en hulle sê eintlik, as jy die Bybel begin lees, begin by Markus. Ek het altyd gesê, Johannes is ook goed, hy is ook kort, maar hy slaan 'n ander angle in. Maar as jy die storie van Jesus in 'n kort nuusbulletin wil lees, is Markus 'n baie goeie boek om te begin mee. Markus wat eers geskryf was, fokus baie op wat Jesus gedoen het, sy handelinge, dade, wonderwerke, dood en opstanding. Matteus en Lukas fokus baie meer op wat Jesus gesê het. Baie meer van Jesus se preke word genoem. Johannes fokus baie meer op die identiteit van Jesus as die seun van die mens, of dan ook die seun van God. Alright, good. Die 4 evangelies. Eerstens, Markus skryf die eerste en kortste evangelie, wat Jesus uitbeeld as die seun van die mens. Lukas skryf die tweede evangelie, wat Jesus uitbeeld as die redder van die wêreld. Matteus skryf die derde evangelie, wat Jesus uitbeeld as die koning van die Jode. Ons gaan nou kyk daarna. Johannes skryf die 4 evangelie, wat Jesus uitbeeld as die seun van God, God self.
sy identiteit, wie is hy, die 7, ons het in Johannes gedoen, die 7 ek is stellings, ek is wie ek sê ek is die ware wynstok, ek is die deur, ek is die goeie herder, en so gaan dit aan, hè? Ek is, die groot ek is by die brandende bos, sê vir hulle wie ek is. Alright, ja maar, hoe kan jy sê dit, en jy was dan nog eers gebore, hy sê voor Abraham was ek. God self, wat homself identifiseer in daardie boek, né? Hoe mooi is dit, né? Die skrywer se voorneme, wat hulle daarmee bedoel het. Matteus en Johannes is geskryf vir gelowiges. Matteus is besorg oor die nuwe gelowige en hoe hulle moet leef as disippels, waar Johannes geskryf is vir ouer gelowiges om te kan vashou aan hul geloof in Jesus en die partyskappe te kan teestaan oor die identiteit van Jesus en Johannes die Doper. So, as jy Johannes lees, kan jy sien dat die identiteit van Jesus Christus God self is. En jy kan daaraan vashou. Want daar gaan partyskappe kom, daar gaan teenstand kom teen die woord van God. En as jy daai lees, kan jy self happy hou dat Jesus God is. Alright. Aan die ander kant is Markus en Lukas geskryf aan nie-gelowiges. Dus waarom ek sê, as ou nou net sy hart vir die Here gee, is Markus 'n baie goeie boek om te lees. Markus is besorg om nie-gelowiges opgewonde te maak oor die nuus van Jesus, sodat hulle hom kan glo. So hy begin nie, hy kom daar uit Bethlehem uit nie, en imagine nou, 'n nuwe gelowige, ek like altyd as 'n nuwe gelowige sê, ek gaan die Bybel van voor tot agter lees. Baie goed, jy begin met Genesis, goeie stories, soos 'n storieboek. Exodus, jy kan hom nog vat. Dan kom jy by Levitikus. As asof jy bak ijskoue water by gegooi word. En dieselfde met Matteus, ek meen, jy begin met Matteus, nou gaan ek die Bybel lees, begin met Matteus, seun van die, seun van daai, en ek gaan dit eers vanaand vir lees, en ek kan die helfte van die name nie uitspreek nie. Doch jy, wat op aarde, vir 'n nie-gelowige maak het glad nie saak, van waar hy afkom nie. So, Markus is besorg om die nie-gelowiges opgewonde te maak oor die nuus van Jesus, sodat hulle hom kan glo. Lukas, as die enigste nie-Jood, nee, hy het ons later bygekom, Dr. Lukas, wil ander nie-Jode laat glo in Jesus. Is dit nie mooi nie? So ek gaan vir julle die PDF stuur, lees dit self, doen julle eie navorsing. Onthou, julle moet Bereane wees, nee? Handelinge 17 vers 11. JC, ons ontvang die woord met welwillendheid, maar ons gaan nou self check of het so is. Gaan AI my, asseblief, doen dit hoor, doen dit. Ons kan AI vir goeie goed gebruik, het jy het geweet? Ja, kyk of het so is. Goed, maar dan moet jy ook nou weet, ek waarsku jou, daar is baie teenstand teen die waarheid van die woord van God. Ok, ooreenkomste in die evangelies. Kom, sê, dankie Dylan, dat jy nou daar vir my ook vat. Ek het hierdie goed so baie getik, ek sal hom agter te sien, mis my lekker om mee voor te lees. Ons kan agterkom dat drie van die evangelies baie ooreenkomste het in bewoording en inhoud. 95% van Markus is in Matteus en Lukas. Alright. Die eerste 3 evangelies word synoptiese evangelies genoem. Julle moet dit weet, né? Ek onthou daai lank terug, 2002, 2003. Toe ek nou saam met my dominee begin 'n pad stap, sê hy, right, maak jou Bybel oop, so my heel voor. Hy het my gehelp, hoor. Hy het my amper vir 10 jaar gedisipel. Dan sit hy vir my daar in, hierdie is die synoptiese boeke en alles, dan verduidelik hy vir my nou alles, dan kon ek nou lekker my Bybel uit mekaar uit dissekteer. Alright, dis lekker om dit so te doen. So, synopties beteken sin is by mekaar, opties beeld of uitkyk. Alright, synopties. By mekaar uitkyk, sit hulle by mekaar, hulle dieselfde uitkyk. So die eerste 3 is by mekaar en hulle dieselfde uitkyk, dis wat synopties beteken. Die eerste 3 evangelies het 'n duidelike ooreenkoms in hulle beskrywing van Jesus se storie, terwyl Johannes duidelik op sy eie staan met sy uitbeelding van Jesus. Daar's 'n duidelike verskil wanneer jy die eerste 3 evangelies klaar gelees het en na Johannes oorgaan. Hy vertel nou nie eers die Kersfees storie nie. Nie eers nie. Waar is die 3 wyse manne? Ons gaan sien in hierdie, so daar was die 3 wyse manne en daar was wyse manne. Daar was 3 geskenke.
Maar ek gaan nou 'n bietjie vooruit, né? Ons gaan daarby uitkom. So, ons is nou gegooi met die Kersfeeskaartjie. 3 wyse manne, maar daar was net 3 geskenke en baie wyse manne. OK, goed. So, terwyl Johannes duidelik op sy eie staan met sy uitbeelding van Jesus, daar's 'n duidelike verskil wanneer jy die eerste 3 evangeliste hoor. Dit word oor die algemeen ooreengestem dat Markus eerste geskryf was en dat Lukas en Matteus hulle evangelies op Markus gebou het. Hulle het net baie meer vleis bygesit. Alright, good. Die rede dat Matteus eerste geplaas was in ons Nuwe Testament is dat die evangelie vir 'n Joodse leser meer sou sin maak. En ek gaan nou 'n bietjie meer daarvan verduidelik. Want nou lees jy, wat is die laaste boek in die Ou Testament? Malachi, ja, dis 'n lekker Engelse woord, Maleagi, ons is Afrikaans vanaand hier, Maleagi, en dan ewe skielik van Maleagi af, zoep, stap jy in die bloedlyn van Jesus in. Alright, vir 'n Joodse leser wat die Ou Testament lees en daai goed baie saak maak voor, maak dit sit, as om net in Markus vas te loop, is Matteus dan nou 'n goeie boek. Kom ons praat dan nou oor, hallo julle, hoe gaan dit? Daar sê, Joodse lesers, geslagregister, dis maar waarmee Matteus begin, het min betekenis vir 'n nie-Jood, maar vir 'n Jood is dit baie belangrik. In die Joodse denke bepaal die geslagregister jou identiteit. Dit sê wie jy is, maak saak. Vir ons Afrikaner het ook op 'n stadium baie saak gemaak, ons Leroux byvoorbeeld, as jy altyd in ons huis ingestap het, is die Leroux embleem daar, en die eerste Leroux, hulle het nou die dag 13 April 1788 in die Kaap, met die skip voorskoten gekom, John en Gabriel, die volgende bloedlyn tot jy by my kom. Nee, lekker. Ek kan my identiteit bepaal, ek weet nie wie is die ander Leroux met die klein lettertjie nie, maar ons Leroux. Ek weet dit nie, is anders. Maar vir mense het dit baie saak gemaak, onthou julle die familie stamboom goeters, né? Nou vir 'n Jood was dit nou net so belangrik. Jy kan nie kom sê, wat jy vir my kom sê is die koning van die Jode, bewys dit. Kom ek bewys jou gou-gou. Kyk na my geslagregister. Baie interessant. In die Joodse denke bepaal ek, die orde van die geslagregister sal duidelik die aandag van 'n Joodse leser trek. Jesus se geslagregister is in 3 groepe van 14 opgedeel. Eerste van Abraham tot Dawid, tweedens van Dawid tot Israel se ballingskap, en derdens van die ballingskap tot by Jesus. Ballingskap, toe hulle nou nie gedoen het wat hulle moes doen, en die konings almal weggedraai van God af, word hulle weggevat. Eers die 10 noordelike stamme, onthou julle, ek gaan nou nie in daai geskiedenis ingaan nie, en toe die 2 suidelike stamme. Maar later is hulle teruggekeer. Alright, good. Die periodes was gerangskik in verskillende vorms van leierskap. Ek het nou verkeerd omgeskryf, profete, konings, priesters. Eerste priesters, toe konings, toe profete. Onthou julle? Hulle soek 'n koning. Ja, maar julle gaan moeilikheid hê met hierdie koning. OK, kry koning Saul, daar begin die konings. Jy lees dit in 1 en 2 Konings, en 1 en 2 Samuel, en 1 en 2 Kronieke. Onthou julle? Maar Samuel is toe nou die profete waar dit nou geëindig het. Of daai leiers. En dan later priesters. Sorry, hulle is daar. En dan nou die profete. Vanaf Jeremia, Jesaja, 4 groot profete, dan kry ons al die klomp klein profete. OK. So. Die periodes van daai geslagregister was geskryf priesters, konings, profete. Die geslagregister van Matteus dui op Jesus se wetlike aanspraak op die troon van Dawid. 'n Joodse wetlike aanspraak is aangewys deur sy pa se bloedlyn, hulle sê vandag deur die ma se, maar daai tyd deur die pa se bloedlyn. Alright, alhoewel Jesus nie fisies deel van Josef se bloedlyn was nie, maar van Maria, en ek gaan nou nie vanaand so 'n bietjie daarvan wys. Dis hoekom in die boek van Lukas is Maria se bloedlyn, as jy dit nie geweet het nie. En ek gaan vanaand vir jou wys waar hulle split. Alright. So sy regte pa was nie Josef nie. Het jy dit geweet, nie? Sy regte pa was die Heilige Gees. OK. So maar Matteus begin met Josef se lyn om sy wetlike aanspraak op die koningskap en die troon van Dawid te maak. Goed, volgende in terminologie.
Matteus se sensitiwiteit aan die Joodse lesers word verder bewys deur sy woordkeuses wat hy gebruik sodat Jode dit beter kan verstaan en nie offended raak met wat hy skryf nie. Byvoorbeeld, veral deur Jesus se koninkryk boodskappe. Matteus skryf koninkryk van die hemele en nie koninkryk van God soos Markus en Lukas nie. Hoekom nie? Jode vermy die gebruik van die naam van God in gesprekke en skryf daarvan. Hulle sal nie God sê nie. Want nou gebruik hulle Here se naam uitelik. En dis hoekom Matteus dan nou skryf aan 'n Joodse leser en sê koninkryk van die hemel en nie koninkryk van God nie, anders offende hulle. Waar in Markus en Lukas hoor ons van die koninkryk van God. Koninkryk van die hemel, koninkryk van God, selfde ding. Maar hulle sal nie sê God nie. Hulle sê, ek kan dit nie reg uitspreek nie, hulle sê, as hulle God skryf, is dit net dan 'n G en 'n hakie en 'n D. Hulle sal nie sy naam uitspreek nie. Want nou gebruik hulle die naam van die Here uitelik. Alright, baie sensitief. En is die Bybel nie so mooi saamgestel dat dit tot die sensitiwiteit van die Jood in ag neem nie? Is dit nie mooi nie? Sure, nee? En hoor hierdie inligting wat ek vir julle gee is baie skim over the surface, jy kan baie dieper gaan met hierdie hoor. Baie dieper gaan met die. Jode vermy die gebruik van die naam van God in gesprekke en die skryf daarvan. Dit sal vir 'n Jood oneerbiedig wees om die Here se naam te noem, die Here se naam uitelik te gebruik. Aanhalings uit die Ou Testament in Matteus verwys meer na die Ou Testament as enige ander evangelie. Een van sy gunsteling sê goed is, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Alright, dit kom 'n paar keer voor daar. Soos gesê is, die rede hoekom die evangelie eerste geplaas is in die Nuwe Testament, sodat daar kontinuïteit kan wees met die Ou Testament. So hy lees van die Ou Testament af, en nou kom die Nuwe Testament, en vir 'n Joodse leser is dit dan nou baie gemakliker. Okay, ons is nou by hierdie Jesus waarvan hulle praat, maar okay, die hele bloedlyn loop dan nou van daar af, en dit maak vir hom sin. Alright, en ons offend hom nie te veel, dat ons God se naam te veel gebruik daar nie. Ons sê, koninkryk van die hemele, in plaas van koninkryk van God, want Jesus se boodskap was die koninkryk boodskap, en ons praat mos nou baie daaroor, né? Orals waar Jesus gegaan het, het hy die koninkryk van die hemele verkondig, vir siekes gebid en demone uitgejaag. Ek moet die evangelie van die koninkryk aan die ander stede ook vat, want daarvoor is ek gestuur, sê Jesus. Dit was sy boodskap, die koninkryk boodskap. Koninkryk beteken autoriteit, heerskappy, nie hemel nie. Anders was sy boodskap die hemel van die hemele. Nee? Hy verkondig die autoriteit, heerskappy van die hemele. Hy demonstreer dit deur te bid vir siekes en demone uitjaag. Dis die evangelie wat ons moet verkondig. Is dit nie goed nie? Dis wat ons moet doen. Goed. Daar is altesaam 29 direkte verwysings na die Ou Testament en 121 indirekte verwysings. Ook Jesus het in die tyd as 'n Jood word vasgemaak in die evangelie. Hoekom? Sodat die rif tussen Jood en nie-Joodse gelowiges gebreek kan word. En daar sit ons nou vandag met 'n massiewe probleem in die kerk, en by hierdie kerk hoor julle dit baie, dat ons daaroor praat, en dan word daar ook nou in die dorp genoem, dat hierdie ouens by hierdie kerk is bietjie Joods. Ek is verseker nie 'n Jood nie, maar ek het respek vir die Jode. Hoekom? Omdat die evangelie van hulle afkom. Want die eerste ouens wat die evangelie verkondig het was Jode, en ons Jesus was 'n Jood. Kan jy dit oor vertel? So, ons bid vir die vrede van Jerusalem, en ons neem dit in ag. Alright, maar verseker is ons nie Jode nie. Die Jode hou in elk geval niks van ons nie. Alright, maar ons bid vir hulle. En soos Tinus ons nou Sondag met sy preek gewys het, the time of Jacob's trouble lê vir hulle voor, ons moet vir hulle bid, dat hulle oë wat verblind is, volgens Romeine 9:10 en 11, die blindeling gelig kan word, sodat hulle ook die evangelie kan raak sien. Alright, maar hulle oë is toegemaak vir jou, sodat ek en jy kan inkom, in die tyd van die kerkdispensasie. En hoekom bid ons vir hulle? Want hulle vat die shot, sodat jy hier kan sit vandag. Ek sê altyd vir mense, sê nou maar,
Ek kry 'n openbaring, 'n revelation. Soos Tinus, kom ons gebruik hom as 'n voorbeeld. Hy gee net sy hart vir Here. En hier gee die Here vir hom 'n openbaring van die boek van Openbaring. En hy besluit, hier lê op sy hart, hy gaan 'n boek daaroor skryf. Alle hel bars op hom los. Hy word siek, sy niere gee amper in. En weet jy, backlash, jy al gehoor van backlash? Ja, sodra jy nou, sy vanaand gebid, 7 ouens het genees, dis so lekker, hy volgende dag is alle hel op jou finansies, jou eie gesondheid dalk, of, ek hoor nou aan 'n ou sê, as jy backlash kry, is jy nog nie daar nie. Arme Paulus. Maar hy het altyd backlash gekry. Maar hy survive a drowning. Hy spoel op Malta uit. Daar antwoord hulle choppies braai. Toe hout met mekaar maar pik 'n slang. Hoe bad kan jou luck wees? Alles gebeur net met die ou. Oral waar hy gaan, hy skryf dit neer. In 1 Korintiërs. 3 keer skipbreek gebruik. Hoeveel keer lashes gekry? Hy het seker nou oggend sy wapenrusting aangetrek. Hoor jy, as jy gaan opstaan vir die koninkryk, gaan jy aanvalle kry. Jy gaan aanval, jy gaan backlash kry. Nou, hoekom ek dit nou sê? Imagine uit die Jode uit kom Jesus. God kom uit die Jode uit. Die Bybel, die evangelies, kom uit die Jode uit. Die disippels is Jode, die eerste 13 in elk geval. Daai ouens het shots gevat hoor, sodat ek hier die evangelie kan kry. Backlash, verskriklike backlash. En hulle oë word toegemaak, sodat ek en jy kan inkom. So, en die boek van Matteus, soos ek sê, ook Jesus in die tyd as 'n Jood word vasgemaak in die evangelie, sodat die rif tussen Jood en nie-Joodse gelowiges gebreek kan word. So as jy anti-Jood is jy eintlik anti-Dawid, koning Dawid, die stories wat jy vir kinders vertel. Want hy was 'n Jood, het jy nie geweet het nie? 'n Israeliet, uit Israel uit, nie uit Palestina nie, uit Israel uit. God het nog nooit Israel Palestina genoem nie. Die mense het, God het nog nooit nie. God noem het nog altyd Israel. Alright. Soos 'n huwelik. Die wêreld het 'n huwelik gehijack. God het nog nooit nie. Volgens my is huwelik tussen 'n man en 'n vrou. Ons het verander, God het nie. Huwelik is vir God baie belangrik. Het nog nooit verander nie. Die Bybel begin met 'n huwelik en eindig met 'n huwelik. Adam en Eva, julle sal julle huis verlaat, dis so. Man en vrou sal sy huis verlaat en sy vrou aankleef. Sy ouers verlaat en sy vrou aankleef. Eindig in die Bybel eindig met die bruilofsmaal van die lam. So huwelik is baie belangrik vir God. Tussen 'n man en 'n vrou. Wat God in die kerk moet verteenwoordig, Efesiërs 5:22-32. Die huwelik, God, huwelik, man, vrou. Hier kom die wêreld, die hijack hulle huwelik. Nee, volgens dit nou, ons die Here is nie meer so erg daarop nie. Ons kan nou maar sommer 2 vrouens trou, of 2 mans trou, no problem. Nee, nie vir God dieselfde, hy verander nie, hy is gister, vandag tot in ewigheid dieselfde. Sy woord bly dieselfde. Alles bly dieselfde. Selfde met God se storie, bly dieselfde. God het nooit verander nie, as hy vir die Jode daai tyd beloftes gemaak het, hulle beloftes gemaak. Hy het nie verander nie, ons kan ook verander. Nee, maar God het seker sy woord gebreek. Nee, God gaan nie sy woord breek nie. Ek het vanaand vir julle gesê, Johannes 10:35 sê, God se woord kan nie gebreek word nie. Ons breek het, of traai in elk geval, maar ons gaan ook verbygaan. Maar God gaan nie verbygaan nie, sy woord staan vas vir ewig. Hoor jy, ek moet sê, ek geniet die nuwe beligting, want ek kan julle nie sien nie. Maar julle gaan my beter op die kamera kan sien. Het voel nou amper of ek terug is by duet. Ek staan nou voor op hy stage, ek kan niemand sien nie, ek is nie eens skaam nie. Ek kan niemand sien nie, ek kan ook die voorste 4 sien. Ja, lekker. Daar is hy, voor ons te ernstig raak, kom ons lag bietjie. Goed. Jesus is 'n Joodse Messias uit die Jode van die Ou Testament. Hy is die, soos ek al sê, hulle die Meshiach Nagid verwag, die warrior king, Messias. En toe kom die Meshiach Abed, die een op die donkie, die dienskneg. Dis waar die Jode hom so 'n bietjie gemis het. Hulle het gedog, hy gaan kom as 'n warrior op 'n wit perd, met 'n swaard en gaan die Romeine se koppe afkap.
Toe kom hy, Hosanna, op 'n donkie. Hulle het dit nou nie verwag nie. En daar mis hulle hom so 'n bietjie. Alright. God het die Joodse volk gebruik om ons redder hier te kry. Dan breek die Here vanmiddag vir my ietsie oop, terwyl ek nou hierdie getik het. Dat ek sê altyd vir mense, wanneer ek bevryding doen en bediening, en jy het mommy en daddy issues, wat ons almal het, gehad het, dan moet jy jou pa en ma vergewe en eer. Nee? Want Efesiërs 6 sê dit. Hy sê, eer jou vader en moeder, sodat jou kan goed gaan, en jy 'n lang lewe kan hê. Enigste gebod met 'n belofte. Daar staan nie eer jou goeie vader en moeder nie. Daar staan net eer jou vader en moeder. Hoekom? Eendag gee die Here vir my die openbaring. Ek bedien iemand wat van 'n ander plek afkom. Baie lelik wat die ou se pa aan hom gedoen het, verskriklik goed. En hy's 'n prokureur en ek sê vir hom, jy moet jou ouers eer, jy moet jou pa eer. Definieer vir my eer. Typies prokureur. Wel, sê ek vir hom, en dadelik gee die Here vir my woorde, en hy sê, nou eer hom vir die feit dat God daai man gebruik het om jou hier te kry. Want jy sou nie gewees het nie vir daai man se saad was nie. Sou jy nie gewees het nie. God is jou eintlike pa. Maar hy moes 'n man en vrou kry om jou hier te kry. En daarvoor eer jy hulle. God sal hulle uitsorteer. As hulle nie hulle werk reg gedoen het en as hulle dit nie reg gedoen het nie. Dieselfde met die Jode. Hoekom moet ons die Jode eer? Want God het hulle gebruik om God hier te kry. En daarvoor eer ons en ons bless hulle. Is dit nie awesome nie? Net soos wat jy jou ouers moet eer. Eer jou vader en moeder, soos ek altyd sê, daar staan nie eer jou goeie pa en ma nie. Niemand se ouers is perfek nie. Almal try maar net hulle bes. Alright. En die Jode ook, hulle is nie perfek nie, hulle het maar net hulle bes getraai. Hulle het alles verkeerd gedoen wat jy kon aan dink in die Ou Testament. So verkeerd gedoen dat God hulle in ballingskap moet wegstuur. Maar hoekom moet ons hulle eer? Omdat God hulle gebruik om Jesus hier te kry. Is dit nie awesome nie? Ja, dat is nou my openbaring, dat is nou nice vir my gewees. As jy dit nou nie like nie, is okay. Mag ons dit nooit vergeet nie. Kerk van Jesus Christus. En hierdie koning van konings is coming to a theater near you een van die dae. En dan gaan hy vir ons baie dinge vra. Die 4 lewende wesens. Kom ons vat dit bietjie terug na die 4 evangelies toe. Ek weet nie of julle ooit al hiervan gehoor het nie. Maar ek sê maar net hier bietjie toe. Pick your brains. Alright. Gaan ons lees gedaan in Openbaring 4 vers 5, 6 en 7. Jy kan maar net in jou e-sort, hoop julle gebruik e-sort en nie die ander nie. Ek spot nou sommer e-sort is een van die beste Bible apps hoor, ek moet dit vir jou sê. Openbaring 4 vers 5, 6 en 7. En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgaan. Dis nou voor God se troon in die troonkamer in die hemel nadat die kerk weggevat is. En 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal. En in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens vol oë van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu. En die tweede lewende wese was soos 'n kalf. En die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens. En die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En hulle verduidelik hierdie volgens die 4 evangelies. Matteus, die mens. Markus, die leeu. En Lukas, die os. En Johannes, die arend. Kom ons kyk wat dit beteken. Daar's nog 'n prentjie. Matteus, die mens. Jesus se menslikheid. Die evangelies begin met die menslike bloedlyn van Jesus. Markus die leeu, Jesus se koninkrykheid en majesteit. Die evangelie begin met Johannes die Doper wat in die wildernis spreek. Hy brul soos 'n leeu, sê hulle. Lukas die bul simboliseer Jesus as dienskneg en offer. Orals waar ons gaan en ons wys die Jesus film, dan doen ons dit volgens die evangelie van Lukas, daai Jesus film. Alright.
Sy offer wat hy gedoen het aan die kruis, daai evangelie wys dit nogal mooi. Die evangelie begin in die tempel waar osse geoffer was. Johannes die arend, Jesus se goddelikheid. Hy is God. Goddelike perspektief en die woord vat jou tot hoër hoogtes. Hulle sê altyd, en ek het dit hoeveel keer vir die vrouens sê as ons die evangelie van Johannes doen. Teoloog sê die evangelie van Johannes is so vlak, die waterkies van Johannes, dat 'n kind dit kan verstaan. Maar hy kan jou so hoog vat dat 'n teoloog kan verdrink in daai water. So diep kan die boek Johannes raak. Alright. Jy kan Johannes oor en oor lees en elke keer nuwe dieptes van Johannes ontdek. Dis 'n poel van oneindigheid. Alright. Good. Daai is vir interessantheid. Ja, is die volgende. Matteus se hoofstuk, die geslagregister van Jesus. Nou voor ek daar kom, het ek nou ietsie uitgelaat vanaand. Om terug te gaan na die Jode toe. Het jy geweet, daar's 5 redes in Matteus. Ons gaan daarby uitkom. Die bergrede, die bergpredikasie, ons kry Matteus 24, as daar nog 3 ander. En is spesifiek so ingedeel deur Matteus in 5 preekgeleenthede van Jesus. Die Beatitudes, is die bergrede. Be of this attitude, Beatitudes. Alright. Omdat, hoekom? Die Jode se Bybel, die eerste 5 boeke, die Pentateeg 5, is mos die eerste 5 boeke wat Moses geskryf het. So Matteus het ook, die skrywer het Matteus in 5 opgedeel. Baie interessant, ek sit dit net vir julle inby, ek sal dit volgende keer vir julle wys, ek het nou vergeet om daai slide by te sit. So as nou oor 4 weke sal ek dit nou weer doen. Net so voor ek Turkye het. Ek moet dit nou net sê. Ok, Matteus, sal jy sien, sy geslagregister begin by Abraham. Daar het ek het vir jou in geel gesit, ek gaan nie al 3 name lees nie. En ons weet Abraham, Isak, Jakob, en daar raak het interessant, Jakob word toe nou Israel en Juda. Alright. Juda was die vader, so gaan het aan. Maar dan kom ons hier by Dawid, die vader van Salomo, by die vrou van Uria, wat hy in die voorste linies ingestuur het, om doodgemaak te word, sodat hy sy vrou kan vat, Batseba. En Salomo kom uit Batseba. Daar was 'n ander boetjie ook, maar hy het gesterf met geboorte. Alright, met 'n miskraam. Maar toe word Salomo daar uitgebore. En nou, interessant, hier sien nou daarso. Dis nou syne loop. En van daar af loop hy dan tot by Josef. Alright. Van Abraham tot by Josef, maar Dawid, as hy by Dawid kom, is dit Salomo. En dan gaan hy met Salomo se bloedlyn af. Alright. Interessant, die geslagregister van Jesus volgens die Lukas evangelie. Hy begin van onder af, van Josef af. Nee? Alright. Maar hy split hierso. As hy teruggaan. By Dawid. By Dawid gaan hierdie bloedlyn nie na Salomo toe nie, maar hy gaan na die boetie Nathan toe. En hierdie is die geslagregister van Jesus se menslikheid, dat hy uit 'n gewone maagd Maria gebore word. Dis Maria se bloedlyn hierdie. Omdat Salomo dan nou vir hom 700 vrouens gevat het en 300 byvrouens, word hy toe nou nie gekies, maar die boetie Nathan word gekies, en hy is gebore uit die maagd Maria, nie uit Josef uit nie. Interessant, nee? Maar jy kan baie dieper op hierdie ingaan, en hy gaan dan tot by Adam. Tot by Adam. Matteus gaan nie tot by Adam nie, hy begin by Abraham, maar hy is dieselfde. Van Adam tot by Abraham is albei geslagregisters dieselfde. Van Abraham tot by Dawid is albei geslagregisters dieselfde. Maar Matteus vat Salomo, Lukas vat Nathan. En Jesus is gebore uit Nathan se lyn uit. Dis net vir interessantheid, die volgende prentjie het ek vir julle sommer op die internet gekry. Hy is baie oulik. As hy nou sal gaan, sorry, ek moet nog gaan, en ek moet nog gaan, ek het nou nie gehoord myself hierso nie, en daarso.
the house of David. So jy kan gaan kyk daar, Matteus sinne, Salomo, en Lukas se Nathan, en net daarvoor Mary is Heli. Wie is Heli? Heli is Levi. Alright, so dit klink maar net so. Die volgende een, daai kan jy self nou 'n bietjie gaan uitcheck daar. Hierso is Matteus, is die paternal line, is die pa-lyn, en die maternal line is die ma-lyn, Lukas. Alright. So Jesus het nie aardse pa gehad nie. Baie interessant, jy kan dalk hierdie bloedlyne so check en dink is vet vervelig, maar as jy gaan 'n bietjie huiswerk doen, dan gaan jy op baie diep goed gaan. Ek het nou vir jou een ding gewys. Nou gaan ek vir jou nog een ding wys en ons baie dieper as dit, wat jy kan gaan kyk na. So jy kan self, ek sal die PDF stuur, dan kan jy na hierdie goeders kyk. Kyk gou, wat beteken die eerste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 name? Kyk gou wat beteken dit. Adam, sy Hebreëse naam is man. Set is appointed. Enosh, mortal frail. Kenan, sorrow. Imagine die naam is, hallo hartseer, sorrow, okay? Mahalalel, the blessed God. Jared shall come down. Enoch beteken in Hebreeuws teaching. Methuselah, his death shall bring. Lamech, the despairing or lament. Noah, rest of comfort. So toe Methusalem dood gegaan het, his death shall bring the flood. Okay, dis wat gebeur het daar. Right, volgende een. Adam, man appointed, en hoor gou wat beteken die name in 'n sin. Man appointed mortal sorrow, but the blessed God shall come down teaching. His death shall bring the despairing comfort or rest. Dis net wat die eerste name in die Bybel beteken. Is dit nie mooi nie? En ons lees by daai name, nou praat ons nog nie eers wat die name in syfers beteken. Daarop gaan ek nie in nie, want ek het in standaard 8 wiskunde gelos. Ons sal eerder die ouens vra wat wiskunde gehad het om dit vir julle aan te bied. Alright, ou moet jou limite ken, hè? Okay. Kom ek lees dit weer vir julle. Translated the message contained in 10 names. Man appointed mortal sorrow, but the blessed God shall come down, teaching. His death shall bring the despairing comfort or rest. Is dit nie mooi nie? Ek dink is mooi. Alright. Met ander woorde, Matteus wys Jesus se koninklike bloedlyn vanaf Abraham regdeur na Salomo om sodoende Jesus se wetlike koningskap te bewys. Terwyl Lukas fokus op Jesus se algemene menslikheid, teruggedateer vanaf Adam tot by Nathan. Matteus wys die wettige Joodse bloedlyn uit, naamlik Jakob tot by Josef, waar Lukas Maria se bloedlyn uitwyd vanaf Eli tot by Josef. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? En nou gaan ek vir julle die laaste gedeeltetjie lees van Matteus 1. So ek het nou vir julle Matteus net so 'n bietjie agtergrond gegee van die evangelies. So van Matteus hoofstuk 1, vanaf vers 1 tot 17 is die geslagregister. Verstaan julle nou hoekom is die geslagregister daar? Die geslagregister is daar vir iemand wat van Maleagi afkom, wat 'n Jood was, oor te val, dat is vir my gemaklike oorgaan na die Nuwe Testament, alhoewel klomp Jode, meeste Jode nog nie in Jesus glo nie, hulle lees nie Matteus nie. Maar sou hulle Matteus lees, is dit maklik om dan van Maleagi af oor te gaan na Matteus toe, in plaas van Markus, wat jy net in hierdie nuwe storie vasloop. Alright, gaan hulle oor na Matteus toe. Dan vers 18 tot 25 gaan ek vir julle lees, want het is lekker om die Bybel te lees, ek het ons nou vir julle gesê, en dit te hoor. Kom ons hoor. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, met ander woorde, voordat hulle saam geslaap het. Alright. Is sy swanger bevind in die Heilige Gees? Hier word die girl swanger. Ek dink Josef het gewonder. Nee? Alright. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was, 'n goeie ou, en onwillig om haar in die
haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. So hierdie ou sê, ek gaan nou ninja dust gooi hierso. Alright, hierdie girl is nou swanger, ek het 'n probleem hierso, en ek gaan nie met haar trou nie, weet nie wie is die pa nie. Alright. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad, hy het dit nog net gedink, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid bloedlyn, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Wow, wonderwerk. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, Messias. Want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat deur die Here, deur die profeet gespreek is. Onthou julle, ek het gesê, wat die profeet gespreek het, daai is een van sy sê dinge, waarvoor hy baie lief is. Want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos, en dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, die profetiese woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Hoor nou wat sê hy so. Hoor wat is die profetiese woord. Kyk, die maagd sal swanger word en is seënbaar. Sy was 'n maagd. Luister gou hier, hierdie is so belangrik, dis die belangrikste, want vandag in teologiese skole glo hulle nie meer in die maagdelike geboorte van Jesus Christus. En dit, my boetie en sussie, is baie belangrik dat jy dit moet glo en dit moet weet. Want as hy nie uit 'n maagd gebore is nie, is hy nie God nie. Is hy nie die seun van God nie. Alright. Daar's ouens, teoloë wat 'n boek geskryf het, en dis hoekom daar 'n boek geskryf is, hoe moet ek dit nou noem vanaand? Maar in elk geval, teoloë het 'n boek geskryf, en gesê dat Jesus eintlik gedisillusioned was, sy ma was verkragt deur 'n Romeinse soldaat, en hy is toe nou gebore, 'n bastard, buiteegtelik, en hierdie kind het 'n illusie gehad, dat sy pa God is, en hy het nou met hierdie illusie groot geword, en homself dan nou voorgeneem, as die seun van God, as God se seun, en hy was nie werklik God se seun nie. Maar my en jou woord kan nie gebreek word nie. Ek en jou se woord staan daar. Kyk, die maagd sal swanger word, want dit is 'n profetiese woord, en dis wat ons woord so uniek en belangrik maak, al die profesieë in die woord. En 'n seënbaar, nie 'n dogtertjie nie, 'n seënbaar, en hulle sal hom Immanuel noem, en as dit vertaal is, God met ons, nie seentjie van God nie, God met ons, God het aarde toegekom. Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, in die begin was God, en die woord was by God, en die woord self is God, en hy het na sy eiendom toegekom, sy eiendom, Psalm 24, die aarde en die volheid daarvan behoort aan God, want hy het dit gegrondves op die waterstrome, nie ons nie, nie die Big Bang nie, God het dit gedoen, hy is God. Alright, en toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem, en hy het haar nie beken, totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. So hy was nie saam met sy vrou, totdat daai babatjie gebore was nie. Is dit nie mooi nie? Nee? En hier begin, nooit weer, kan jy nou vanaand kyk na daai geslagregister en dink, dis boring nie. Ek wil jou uitdaag vanaand, gaan doen jou eie huiswerk, en jy gaan nog op meer afkom as wat ek weet. Daar's hoeveel teachings daar buite, wat in diepte ingaan, net op hierdie geslagregisters. En dis 'n wonderwerk, wat al hierdie goed beteken. Ag, hulle kies maar net vir hulle kinders se naam. God noem hom maar net Adam. Ons gaan jou maar met Toesaling noem. Jou naam beteken iets. Voordat ek die Here geken het, het ek my eerste 2 kinders sommer self name gegee. Ek toe gedog is self. Ek het altyd Wilbur Smith boeke gelees.
En sy boeke het begin, "This book is dedicated to my wife Danielle." En ek gedog, dis nou 'n pragtige naam. En ek sê, as ek ooit enige dogter het, sal haar naam Danielle wees. En toe kry ek 'n dogter, noem ek haar Danielle, en Danielle beteken 'n profeet van God. Ek het nooit geweet nie. Ek gaan my seun ons familiename gee, maar nie, ek is Johannes Gabriel, ek gaan hom noem John Gabriel. Geliefde van God, God se boodskapper. Nooit geweet nie. En die derde naam het God uitgekies vir Gibeon, want ek sou hom nooit Gibeon genoem het nie, ek sou hom Gideon noem eerder. Want wat se naam is Gibeon? En hier kry my vroue 'n visioen of 'n droom van die Here af en hy sê, jy moet hom Gibeon noem. En dis net nadat ons seun Caleb verloor het. En Gibeon beteken oorwinning, waar jy verloor het. Is dit nie mooi nie? God kies name. En jy dink jou naam is net deur jou ma uitgekies, God het hulle gehelp. Hulle het gedink. En wie het hulle daai dink gegee, dink jy? God. As ek en jy gaan agtergekom hoe God met ons denke ingemeng het, nee, sê verbaas wees. Jy dink jy het dit gedink. Ek sê altyd vir mense, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6 sê, ons moet ons gedagtes gevange neem, tot gehoorsaamheid aan God. Want die vyand gebruik ook ons gedagtes. Hy kan jou net in jou gedagtes gebruik. Hy praat in jou gedagtes met jou, as jy nie kan onderskei nie. Maar God praat ook. God praat ook met drome. Jy het gisteraan 'n droom gehad, jy kan dit eers onthou nie. In daai droom het God vir jou klaar jou kind se naam gesê, môre lees jy deur die huisgenoot en dink, "Jesus, dis 'n nice naam." Moment jy daai naam al klaar gehoor in die hemelse skatkamers, maar jy weet dit nie eers nie. Hoeveel van jou drome kan jy onthou? Min. Partykeer kry jy daai droom. Ja, maar ek het gisteraan van die gedroom. Dan word daar iets getrigger. Het dit al met julle gebeur? Ja, maar nie so verbaas aankyk nie. Hy ons moet baie meer geestelik raak as wat ons fisies is, hoor. God praat elke dag met ons. Elke dag, heel dag. Maar ons hoor hom nie. Alright, maar ek gaan stop. Want ons praat nou oor heel iets anders as Matteus. Maar ons is mos nou by name. Alright. God is so awesome. As ons terug gaan na bloedlyne toe, hoe's daai bloedlyn aangeval? Sodat Jesus nie gebore moet word nie. Die Satan het geweet, God gaan iets met die bloedlyn doen, want dit staan in Genesis. Dis oorlog tussen die slang se saad en die vrou se saad. Want toe weet Satan, iets gaan met hierdie saad gebeur. En hy het baie mooi die legal bloodline dopgehou, en hy het probeer keer, maar God het heeltyd 'n plan. Hoe daai bloedlyn beskerm was. En die finale act om daai bloedlyn in die Ou Testament te beskerm, sit hy 'n wet op 'n volk. Hoekom? Galasiërs 3 sê vir ons. Hoekom is die wet daar? Om die bloedlyn te beskerm, sodat die saad van die belofte gebore kan word. Kan jy dit glo? Gelees Galasiërs 3. Sodat die saad van die belofte gebore kan word. Want anders is almal saam met almal geslaap. Dan was dit nie wet nie. Jy kon doen wat jy wil. God sê, hulle beskerm onder hierdie wet. Maar hulle kon nie die wet onderhou nie, dit is heeltyd so. Dan moet God hulle straf. Om hulle terug te bring na die wet. En dis hoekom ons moet dankie sê vir die Here, dat hulle die shots gevat. Ons kan nie eers die wet onderhou nie. En daai ons moes buite vir die 10 gebooie 667 ander wette sot. Jy kan nie eers jou koffie in die oggend saam met melk drink nie. Tough times vir arme ouens. Ja, in die woestyn, I mean, is 40 jaar in die woestyn, net in die oggend ten minste 'n koppie koffie staan, dan mag jy saam met melk drink nie. Ek glo nie daar was koffie uit, maar in elk geval. Ek gaan vir ons bid. Ek hoop julle het dit interessant gevind, gaan lees hierdie goed bietjie weer deur, gaan doen 'n lekker dieper ondersoek van dit, as hierdie. Ek kan nou wraggies nie in al hierdie diepte ingaan nie, anders gaan ons by Matteus 1 bly vir die volgende paar weke, en ek wil nog Turkye toe. Vader, ek loof en prys U naam vanaand. Baie dankie vir U woord. Dankie dat U woord my so opgewonde maak. Ek hoop dit maak my boeties en sissies ook opgewonde. Want Vader, U is die woord van God. O, wie ken U hoogte, breedte, lengte en diepte? Wie kan U verstaan? Here, U is so goed soos ou Paulus sê daar in Romeine 11. Vader, wie kan U planne verstaan? Dat U so uniek is. Dat U so met 'n plan gewerk het. Met die Jode en toe nou met ons.
Die ander boetie wat toe nou gebore is, na die evangelies gebore is, wat nooit eens geweet het, hulle kan inkom in die koninkryk in nie. Vader, baie dankie dat ons kan inkom, dankie dat U ons lief het. Vader, ek bid vanaand dat U die naprediker van hierdie woord sal wees. Ons eer U naam. Amen, amen en amen. Julle moet 'n lieflike aand hê. Ek hoop julle sien uit na die volgende een. Ek sien nogal uit. Outinus breek nou by my en Jonathan al vir weke oor sy Matteus voorbereiding. Alright, julle moet 'n lekker aand hê. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never, never thirst again. Ruach ve'akala omrim bo, Ruach ve'akala omrim bo. Oh, the Spirit and the bride, they say come, come. אומרים בו, הרוח והקלה אומרים בו.